Môre almal, welkom by vanoggend se diens en baie dankie dat jy ingeskakel is. Mag die Here deur sy Gees u aanraak met vanoggend se boodskap. En ons toetrede lied gaan vanoggend wees Gesang 176 waar ons sing Here, U is koning. Ons erken dat die Here koning is. Halleluja, U is koning. Geliefdes, Jesus is die koning. Genade en vrede vir julle. Van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Geliefdes, vandag is die 5de Sondag in opstandingstyd. En toe Jesus opgestaan het, toe word bevestig dit wat by sy kruis gebeur het. Hy word mos daar aan die kruis as koning gekroon. Onthou jy daai woord daarbo aan die kruis? Die koning van die Jode. Hy was die Messias wat hulle verwag het, maar hy was meer as wat hulle verwag het. Hy is die koning van hemel en aarde. En met sy opstanding word dit bevestig. Nou moet jy baie mooi hoor. Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Die vraag is, het Jesus al deel van jou lewe geword? Het die koning deel van jou lewe geword? Ek het gesê, jy moet mooi hoor. Want ek het altyd gedink, dis die vraag. En dat dit die vraag is waarop ek moet antwoord. Het Jesus deel van my lewe geword? En ek het gedink, ek moet net hom deel van my lewe maak, en dan gaan dinge verander. Dan gaan ek 'n beter kind van die Here wees. Ek gaan meer dinge vir hom doen, ek gaan meer hom deel van my lewe maak. Hy gaan meer deel van my lewe wees. Maar die hartseer is, dinge het nie verander nie. Soms so klein bietjie, maar dinge het nie eintlik verander nie.
En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, solank die koning deel van jou lewe moet word, gaan jy altyd besig wees met, wat kan ek doen? Wat kan ek meer doen? Ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer Bybel lees, ek moet meer dinge vir die Here doen. Solank die koning deel van my lewe moet word, gaan hy altyd deel van my dinge moet word. Gaan die koning altyd deel van my koninkryk moet word. En dit werk nie. Daar kan nie twee konings wees nie. Ek en jy weet dit, man, daar kan nie twee konings wees nie. Daar gaan altyd wrywing hier in jou binnekant wees. En die probleem is, Jesus gaan altyd verloor. Dan gaan die lewe altyd mos oor my planne, oor wat ek kan doen, oor my lewe, en wat Jesus vir my kan doen. Dan is Jesus net iemand wat ek so af en toe kan download in my lewe in, om my te help, om my krag te gee, my te help in hierdie virustyd, my te help met my finansies, om my te help met dilemma waar ek my nou self in bevind as gevolg van waar die pandemie my in gedompel het. Of, soos ons mos nou in die lydenstyd so paar weke terug gehoor het, hy is mos die ene wat vir ons sondes gesterf het. So kort download ek om in my lewe in, net om te weet hoe hy het vir my sondes gesterf, maar van regte verandering in my lewe, niks nie. Niks van die opstanding kom tereg in my lewe nie. Niks van die koning en sy koninkryk gebeur in my lewe nie. Of dalk soms so bietjie. So ek het dit verkeerd gehad. Dalk het ek my misgis met wie Jesus werklik is. Want hy is die koning. Nee, hy is die koning van die hemel en die aarde. Die probleem is, in die hemel ontvang hy die applaus, maar op die aarde ontken mense hom. Hoor jy daar, waar lê ons probleem, of dalk my probleem? Hy moet deel van my lewe word. Nee. Hy moet deel van my lewe word nie. Ek moet deel van hom word, en deel van sy koninkryk word. Hy is die koning, nie ek nie. Dit gaan oor hom, nie oor my nie. Ek moet by hom inval, nie hy by my inval nie. Dit gaan oor sy koninkryk, hy is die koning. Dit gaan oor sy koninkryk, nie my koninkryk nie. Kom ons lees saam vanoggend uit Lukas 18, vers 15 tot 17. Maar voor ons dit gaan lees, net twee sake. Nommer 1, die voorafgaande gedeelte, Lukas 18, vers 9 tot 14. Jesus vertel vir hulle 'n gelykenis, na aanleiding daarvan dat daar klop ouens is wat gedink het, hulle lewens is reg. En dan vertel Jesus van twee ouens wat gaan bid het. Die Fariseer, hy het gedink, hy is meneer 100. En sy lewe is so wonderlik. Hy is so oulik. En dan sal 'n tollenaar. En hy kom met leë hande. En hy
sê, wees my sondaar genadig. Nommer 2, in die gedeelte wat volg op hierdie gedeelte, lees ons van 'n ryk jong man. En hy kom vra vir Jesus, Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dan sê Jesus, gaan verkoop alles wat jy het. En dan deel jy die geld met die armes. Hoor net vers 24. Na Jesus gesien het, hierdie ou is nou so 'n bietjie hartseer oor sy antwoord, sê Jesus vir hom vers 24, hoe moeilik is dit tog nie vir 'n mens wat ryk is, om in die koninkryk van God te kom nie. Hoe moeilik is dit vir hom nie om in die koninkryk van God te kom nie. Kom ons lees saam Lukas 18 vers 15 tot en met vers 17. Jesus en die kindertjies. Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, het die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die feit dat mense na Jesus toe kom, dat hy hulle aanraak en hulle seën, dit was nie so vreemd vir daardie tyd nie. Dis 'n gebruik dat mense na die rabbies toe gekom het om hulle te seën. Wat agter anders is in hierdie gedeelte, is dat hulle kinders bring. Kinders is op in daardie tyd as niks gesien nie, op 'n lae vlak. Selfs slawe. Nou is daar 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels. Jesus is nie baie gelukkig oor dit wat die disippels nou hier gedoen het nie. Die feit dat hulle die kinders weggejaag het nie. En dan in vers 17, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nie daarin ingaan nie. Onthou jy die ryk jong man? Hoe moeilik is dit nie vir ryk mense om in te gaan in die koninkryk nie. Met die kinders, wie die koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit ingaan nie. Weet jy, daar's twee woorde hier. Ontvang en ingaan. Jy ontvang die koninkryk en dan gaan jy in. So, jy ontvang eers. En ontvang beteken iemand gee en iemand ontvang. Jesus sê, ek gee vir julle, ek gee vir julle myself, ek gee vir julle die koninkryk, ek gee vir julle om saam met my te lewe, die koning te kan lewe. Jy moet dit net ontvang. Maar jy kan dit nie ontvang as jy nog jou eie koninkryk het nie. Jy kan dit nie ontvang as dit nog oor jou gaan nie. Jy kan dit nie ontvang as dit moet gaan oor Jesus moet deel van my word nie. Jy kan dit ontvang as jy soos die tollenaar daar met leë hande staan en sê, ek het niks. As jy soos 'n klein kindjie daar staan en sê, ek het niks. Ek is niemand. Nee, dit gaan nie hier om jou self te degradeer nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Nee, dit gaan oor ek en ek en ek wat moet sterf, wat moet doodgaan. Wat sê Jesus vir ons in Johannes 12 vers 24?
As 'n koringkorrel nie sterf nie, dan kan hy nie 'n oes inbring nie. As jy vashou aan jouself en jou eie wil en wat jy wil hê op jou tyd soos jy dit wil hê, dan kan jy nie die koninkryk ingaan nie. Kom ons sê dit anders. Voor jy nie jou eie koninkryk prys gee nie, gaan jy dit wat God jou gee nie kan ontvang. En sal jy nie kan ingaan om saam met Jesus te kan lewe nie. Want anders gaan jy die hele tyd eerder luister na jou eie wil as na Jesus se wil. Dan is dit eerder hy wat deel van my lewe word, as dat ek deel van sy lewe word. En nou moet jy mooi hoor, hier gaan dit nie oor redding nie. Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie, broers en susters, vriende. Ons is kinders van die Here. Ons glo Jesus het gesterf vir ons. Ons is sy kinders. Nee, dit gaan hier oor transformasie. Dit gaan hier oor, hy het my nie net gered nie. Hy wil 'n nuwe ek hê, 'n nuwe jy hê. Hy wil nie net kort in my lewe ingedownload word nie. Hy wil in my lewe inkom en my ontvorm. Die slegte dinge in my lewe, hy wil dit ontvorm en hy wil dit hervorm. Ja, hy soek 'n nuwe jy, 'n nuwe ek. 'n nuwe ek wat in alles hom ken, wat in alles hom vertrou. Nie net om te vertrou, om my te help wanneer ek in die moeilikheid is nie. Ja, dit ook. Maar om te vertrou elke dag, elke ding wat gebeur. Om te vertrou daar as ek praat, met mense praat, as ek om hom te vertrou daar waar ek kwaad word, om hom te vertrou daar waar ek lag, daar waar ek huil, daar waar ek dink, dat ek kan met alles hom vertrou. Here, U is hier, en U is die Here. U is die koning, U is die lewende Here, die lewende koning wat by ons is, elke tree wat ons gee. Here, ek wil ingaan in die koninkryk. Ek wil deel wees van U en wat U sê en wat U wys en wat U leer en wat U doen. Here, maar ek sukkel daarmee. Here, ek het 'n koninkryk gebou wat draai rondom my, waar ek die koning is en waar alles oor my gaan. Here, help my dat ek kan los, dat ek kan opgee, sodat ek kan ingaan en leef saam met U, agter U aan as my koning. Here, daarom ontvorm my en hervorm my, Here. Here, ons bid vandag vir ons gesinne, bid vir ons kinders. Here, hier waar die skole nog nie begin het nie, dinge bietjie onseker is, bid ek vir ons kinders. Ek bid vir ons ouers, vir die grootmaak van hulle kinders. Ek bid vir wysheid, Here. Ons bid vir die seer om ons. Soveel seer, soveel hartseer. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat tot die dood toe siek is, Here. Gee genesing. U is die groot geneesheer. Gee genesing, Vader. Here, U is ons koning. En aan U, die koning, Here, kom die lof en die eer en die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hy sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou my eie meer, al my kennis en verstand, stel ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. As jy 'n behoefte het om met iemand te praat of dat iemand saam met jou bid, skakel asseblief. Mag die Here jou seën. Gaan in vrede.